amazing love that welcomes me, the kindness of mercy that bought with blood wholeheartedly my soul undeserving. God, you're so good. Oh God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Behold the cross, age to age, and hour by hour. The dead are raised, this sinner saved, the work of your power. God, you're so good. God, you're so good. God, you're so good. You're so good to me. Oh yes, you are. God, you're so good. God, you're so good. Oh God, you're so good. You're so good to me. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory. Jesus' name. I am blessed, I am called, I am healed, I am whole, I am saved in Jesus' name. Highly favored, anointed, filled with your power for the glory of Jesus' name. And should this life bring suffering, Lord, I will remember what Calvary has bought for me, both now and forever. Oh, we sing, God, you're so good. God, you're so good. Oh, God, you're so good. You're so good to so many reasons to sing. Say, God, you're so
Ek groet u vanoggend in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Elke broer, elke suster, elke besoeker vanoggend, welkom in die huis van die Here. Mag vanoggend 'n oggend wees wat jy sê, dis my oggend. Maak nie saak wat ek mag sien vanoggend nie, maak nie saak wat ek beleef vanoggend nie. God, you're so good. Amen. Kan jy dit sê vanoggend? God, you're so good. Jou woorde wat jy uiter vanoggend maak 'n verskil in die omstandighede weer wat jy in is. Jou gees, jou siel hoor dit en dan moet iets verander. God is good and all the time. Amen. Ek sê dit weer. God is good and all the time. Amen. God is good. Ons weet vanoggend dat ons is hier op die regte plek. Die Here sê in Matteus wat 2 of 3 in sy naam vergader, daar is hy in ons midde. En ons kan vanoggend hier staan op heilige grond. En dit is my 'n voorreg vanoggend om u te kan bedien. Ons gee die Here die lof en die eer vanoggend vir pastoor en Linda wat in die Kaap was. Ons gee die Here die eer en die lof vir die uitslag, die resultaat wat gegee is aan Linda. Wat by die mens onmoontlik is by God moontlik. Ons gee die eer vir Eden se tannie. Halleluja. Ek kan dit sê want Eden is by ons in die sel in Marcel en sy gaan vir 'n biopsie. En hulle sê dat sy 'n klont in die bors en toe hulle ondersoek is die klont weg. Amen. Dis die God wat ek dien. The God of the miracle. Ek sê die kruis agter my gehad het volgende, ek het vergeet om dit te doen. Want ons kom so pas uit Pinkster uit. Paasfees, ja maar Pinkster is op hande. Ons kom uit Paasfees uit. En hier sit ons. En ons vra die vraag af, wat nou? Mense het gaan lang naweek hou. Mense het opgekom na die huis van die Here om die Here te kom ervaar. Mense het konferensies gaan hou. Lang konferensie, die Vrydag, die Saterdag, die Sondag, oggend, aand by mekaar gekom en God ervaar op 'n bo natuurlike wyse. Weet u vanoggend dat jy 'n doel hier het op aarde? Weet u dat u vanoggend hierdie sitplek wat jy op sit is nie net 'n sitplek om te sê ek was in die kerk gewees vanoggend nie. Maar dat God vir jou geskape het met 'n rede. En net soos hy 'n rede gehad het om aarde toe te kom, as God in die vorm van Jesus Christus, vir my en vir jou gesterf op die kruis. Net so het ek en jy 'n doel hier op aarde. Weet jy dat daar nog steeds hoop is vir ons elkeen? Besef jy dat daar nog hoop is vir ons? Maak nie saak wat ons in die gesig staar en wat ons ervaar rondom ons nie. Want die vlees is soms meer sterker as die gees. En ons is baie gou om in die vlees te spreek en die negatiewe raak te sien. Voor ons besef, ons is kinders van God. En die Here verwag van ons om lewe te spreek, om positief te bly, ongeag
dit wat ons in die gesig staar. Kan ek my baadjie uittrek, gee hom. Dis nou 'n heatwave wat deur my gaan. Sjoe. Ek wil die gedagte met u deel vanoggend dat daar sportsterre en mense wat 'n doel vir hulle self stel in die lewe. En ek weet nie of u alreeds in daardie of jy 'n sportman was of dit gedoen het al nie, waar jy 'n doel vir jouself stel en dan het jy jou doel bereik. En wanneer jy jou doel bereik het, dan sê jy vir jouself, okay, wat nou? Wat's volgende nou? Ek het die gewig verloor of ek is topfiks. Ek het miskien die 100 meter tyd gehardloop wat ek wou gedoen het. Wat ook al jy vir jouself as 'n doel gestel het. En Jesus Christus, ons leidsman, ons Abba Vader, die koning van die konings, ons Here Jesus Christus kom ook. En daar was 'n doel vir hom gewees op aarde. En ek kan vanoggend sê dat Jesus leef. Ek kan vanoggend sê hy het opgestaan. Ek kan vanoggend sê hy het my en jou oneindig lief. En dat hy 'n doel en 'n plan vir my en jou lewe het. Glo jy dit vanoggend? Glo jy dat hy leef? Glo jy dat hy opgestaan het? Dat die graf vanoggend leeg is? Wel, daar's mense wat rondloop in hierdie samelewing wat nog verlore is, wat nog voel hulle pas nie in nie. Where do I fit in? Am I just here to be here? Because it feels like it. Got no purpose. En die Woordeboek sê vir my dat purpose is the reason for something is done or created, or which something exists to. So wat was die doel? Die purpose, hoekom Jesus dan na aarde toe gekom het? Wel, daar's 4 punte wat die Here my gees wakker gemaak het. Eerstens, om die verlore wêreld te red van hulle sonde deur te sterf aan die kruis van Golgotha. Sodat niemand verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe sal beerwe. Derdens, sodat mense in oorwinning kan leef saam met Jesus. Vierdens, om vir mense hoop te gee. Hoop. Is daar nog hoop? As ons kyk na, en blaai saam met my na Johannes 20, vanaf vers 11. En ons het dit seker nou gehoor oor Paasfees en waar jy miskien betrokke is by 'n gemeente, het jy alreeds hierdie gedeelte gehoor, maar ek vra vir jou om saam met my te bly, want die Here wil iets doen vanoggend. Amen. Ons lees vanaf vers 11. Maar Maria het buitekant by die graf gestaan en geween. En terwyl sy ween, buig sy na die graf toe. En sien 2 engele daar sit met wit klere aan. En by die hoof een by die voete waar die liggaam van Jesus gelê het. En hulle sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my Here weggeneem het. En ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Vers 14, en toe sy dit gesê het, draai sy haar om agtertoe en sien Jesus staan. En sy het nie geweet dat dit Jesus was nie. Vers 15, Jesus sê vir haar, vrou, waarom ween jy? Wie soek jy? Sy het gedink dat dit die tuinier was en antwoord hom, meneer, as u hom weggedraai het, sê vir my waar u hom neergelê het en ek sal hom wegneem. Jesus sê vir haar, Maria. Sy draai om en sê vir hom, Rabboni, dit beteken meester.
Jesus sê vir haar, raak my nie aan nie, want ek het nog nie opgevaar na my Vader nie. Maar gaan na my broeders en sê vir hulle, ek vaar op na my Vader en julle Vader, my God en julle God. Maria Magdalena het aan die disippels gaan vertel dat sy die Here gesien het en dat Jesus dit vir haar gesê het. So as ek my kan plaas in Maria se skoene vanoggend en toe ek self voorberei terwyl sy so stap na die graf en sy stap en sy sê my Jesus is dood. Kan jy die prentjie net sien hoe sy stap? En sy sê hy is nie meer by ons nie. Wat nou? Waarheen nou? Hoe gaan ons voort? Wie gaan ons verder lei? Sy daag by die graf op, sien die steen is weggerol, sien 2 engele. Hulle vra 'n vraag vir haar, hoekom huil sy? En toe ek 'n antwoord lees, ervaar ek in my gees dat sy miskien angstig, vreesagtig, benoud is met die antwoord, ek weet nie waar hulle hom neergelê het nie. Ek herhaal haar antwoord, ek weet nie waar hulle haar neergelê het nie. So die volgende vraag het miskien by Maria opgekom, so wat nou? En daarom is die tema vanoggend van die boodskap, hy, Jesus, het opgestaan. Wat nou? So ek wil 'n gebeurtenis skep wat jou terugvat, wat miskien jou soos Maria laat voel, wat vir 'n oomblik toe sy besef dat Jesus nie meer by hulle is nie, ook miskien gewonderd wat nou? Het dit miskien met jou al gebeur dat jou kind nog langs jou gestaan het en vir 'n oomblik toe hy weg? Amen. Wat het jy ervaar? Dis bietjie meer as wat ek nou sweet op my voorkop. Die angs, die vrees, die benoudheid. Hoeveel van julle het al verdwaal in Pick n Pay of in Checkers en dan kom jy by 'n oom uit wat daar werk en dan vat hulle jou na die announcement of die omroeper en sê, hier's 'n kind hier so en so, kan julle asseblief hom kom afhaal? Hallo? Ja. En wanneer jy dit as ouer hoor, die verligting wat jy ervaar, né? Halleluja. So kan jy vir 'n oomblik in Maria se skoene staan. Hier staan sy by die oop graf, 2 engele praat met haar en sy draai om en daar agter haar staan iemand wat sy dink is 'n tuinier. Ek sien dit in my gedagtes. Ek sien dit. En die engel sê vir haar, hy's nie hier nie. Wat nou? Wat so kragtig is toe die Here haar op haar naam roep. Maria. En sy erken sy stem. Daardie stem. En sy antwoord terug, Rabboni. Die verligting, die blydskap, die opgewondenheid wat sy moes ervaar het. Maria. Ek wil vanoggend vir iemand sê wat alleen voel in sy storm en dit voel dat die Here nie omgee nie, wat ook op die oomblik wonder, wat nou? Wat lê en wag vir my? Wat gaan nou gebeur?
Hoe gaan ek dit maak? Wel broer en suster, net vir 'n oomblik daar wees sit, raak net stil. Kan jy net vir 'n oomblik net vergeet van dit? En net soos die Here Maria geroep het op haar naam, hoor vanoggend die Here se stem wat jou roep op jou naam. Iggy, of miskien 'n Benny, of 'n Ellen. Raak net stil en besef vanoggend, die Here roep jou. Te midde van jou storm, moet jy nog steeds sy stem kan hoor. Dit wat sy ervaar het. En Jesaja 43 vers 1 sê vir ons, ek, Jesus, het jou by jou naam geroep. Jy is myne. Besef jy dit vanoggend? Kan jy dit vanoggend besef dat hierdie Jesus wat vir my en vir jou gesterf het, roep jou by jou naam vanoggend en hy sê vir jou, jy is myne. Nie die wêreldse nie. Jy is myne. Om dit te kan besef vanoggend dat die skepper van hierdie hemel en aarde my ken, want hy het my by my naam geroep. Die vrede, die blydskap wat ons kan ervaar vanoggend. Toe ons gesing het, He's my provider. Om dit te kan weet, om dit ons eie te kan maak vanoggend. Nie net te kan sing nie, maar te sê, He is my provider. I am blessed. I am highly favored. Soos die liedjie ons gesing het. God, you are so good. We can sing it because I am His child. Die Here wil jou verseker dat hy jou nooit alleen sal los nie. Hy sal jou nooit begewe of jou nooit verlaat nie. Dieselfde belofte wat hy vir Joshua gegee het in Joshua 1 vers 5. Hy sal jou nooit alleen los nie. Come on, jy moet dit besef vanoggend, broer, suster. Jy stap nie alleen nie. Ons het 2 weke terug Paasfees gevoer, die kruisiging, die opstanding van Jesus Christus. Dis verby. Almal wat daar was, wat betrokke was aan die diens of dienste, keer terug na 'n normale lewe toe. Ons ook het teruggekeer na jou selfe manier van dinge doen. Staan maar op, gaan werk toe, kom by die huis en sovoorts en sovoorts. Daai opgewondenheid, waar is dit nou? Waar is daai excitement om te kom trek na die huis van die Here, om die kruisiging van Jesus te kon vier en sy opstanding, the joy of the Lord. Die gees wat ons ervaar het tydens die dienste. Die musiek wat great was. Waar is dit nou? Is hy miskien iemand wat weet wat ek van praat vanoggend? Ek het so gevoel. Ek wil nog daar wees. Ek wil nie huis toe gaan nie. Dit is te great om hier te wees in die teenwoordigheid van die Here. Ek en jy wil hê dat daardie ervaring moet net aangaan en aangaan en aangaan. Nou na hierdie gebeurtenis waar Jesus aan Maria verskyn het, gaan Maria vertel aan sy disippels, sy het Jesus gesien. En as ons lees in Johannes 20 vanaf vers 19 tot 20, het Jesus sy disippels vergader, by mekaar gekom. En hier kom die Here en hy verskyn aan hulle. En hy sê vir hulle wat? Vrede vir julle. Die Here sê vanoggend vir ons ook, vrede vir julle. Hy wil net vir iemand sê vanoggend, wees net rustig.
Vertrou op my vanoggend. Ek is hier. Moenie bevrees wees nie. Moenie bekommerd wees nie. Moenie bekommerd wees oor die wat nou wat jy miskien in die gesig staar nie. Dis soos 'n ongelowige Thomas, sê die Here vir jou en vir my, plaas jou hand in my hand. Moenie bekommerd wees nie, alles gaan oukei wees. Kan nie gou iemand aanraak al langs jou en sê vir die persoon, alles gaan oukei wees. Sê gou, alles gaan oukei wees. Yes. Net om te weet, iemand sê vir jou, alles gaan oukei wees. Net so die Here opgedaag en gesê, vrede vir julle. En Jesus kom en hy antwoord my tema se vraag in vers 21. En hy sê vir hulle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle ook. En die Here blaas op hulle en hulle ontvang die Heilige Gees. Jo, net om te weet vanoggend dat die Here is in hierdie plek. Ons sit in sy teenwoordigheid. Ons kry onsself gereed vir Pinkster wat kom, die uitstorting van die Heilige Gees. En die Here wil sy Gees op ons blaas. So die antwoord op wat nou, die Here stuur hulle ook. Die Here is nie meer daar in vlees en bloed nie. Die Here het sy werk is gedoen. Dis tyd vir die disippels om op te staan. Om die werk voor te sit van Jesus Christus. Ons kom uit Paasfees uit, broer en suster. Ons het gehoor van die opstanding, die kruisiging. Daar's werk vir my en vir jou. Die Here is nie meer hier nie. Ons is sy disippels. Dis die wat nou. Want hy gaan in Handelinge 1 vers 8 en hy sê, maar julle, sê julle, sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in Judea, die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. So hierdie vers sê, julle sal my getuies wees. Wie is die julle? Yes, ons. Is ons werk klaar hier op aarde? Nee. So die verwagting is dat ek en jy die hand aan die ploeg sal slaan. Dat ons die verkondiging van hierdie evangelie, die kruisiging en die opstanding, hierdie kragtige daad wat die Here vir my en jou gedoen het, om te weet vanoggend dat ek en jy sal krag ontvang. Halleluja! Ons kan nie ons vinger in Eskom se socket indruk en sê ek ontvang krag nie. Nee, ons praat nie van daai krag nie. Ons praat van krag van die Heilige Gees. Jy sal krag ontvang. Ek kan dit nie vir jou verduidelik nie, maar wanneer ek so excited raak, dan moet jy weet, dis die krag van die Heilige Gees wat my dryf, wat jou wil dryf. Om te kan opstaan en te kan sê, Here, jy leef. Broer, suster, ek het nie vir jou die antwoord nie, met wie jy miskien mag gesels nie, maar jy kan vir hom sê, omrede Jesus opgestaan het, hy leef, is daar 'n antwoord, sy naam is Jesus. Come on, gee hom lof, halleluja. Prys die naam van Jesus. So wie bly nou agter? Die disippels bly agter. Wie bly agter? Ek en jy bly agter. Weet hulle wat hulle moet doen? Ja, hulle weet. Luister wat sê Lukas 9 vers 1. En hy het sy 12 disippels saamgeroep en aan hulle mag en gesag gegee oor al die duiwels en om siekes te genees. Vers 2. En hy het hulle uitgestuur. Nie gesê gaan sit nie,
uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak. Halleluja! Daai krag wat jy gaan ontvang, daai autoriteit wat God jou gee, die gesag gegee oor al die duiwels en om siekes te genees, om God se woord te verkondig. Hulle moet gaan. Wat sê die groot opdrag? Matteus 28 vers 19. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies, al die nasies, en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Let op, die naam. En leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Nee, wat Jesus hulle beveel het. Nie mens nie, maar wat God hulle beveel het. In die vlees, Jesus Christus. Manne, wat Jesus die mag en die gesag gegee het oor al die duiwels en om siekes te genees. Kan u jouself indink? Net om te stap soos 'n Petrus en sy skaduwee val op 'n sieke. Halleluja. Petrus, 'n mens soos ek en jy. Hoekom nie ons dan nie? Want die klein gelowige wat ons is, nê? Ons glo nie in onsself nie. Ons wil hierdie perfekte mens wees, om 'n kind van God te wees. En die Here sê vir my en vir jou, kom net soos jy is. Net soos jy is. Amen, dankie Here. So, wat sê ek vir u? My inleiding van hierdie boodskap het gesê dat mense voel of hulle nie 'n doel het nie. Amen. Hierdie samelewing wat ons in is chaoties. Dis chaos. Daar's nie orde nie, voel dit vir ons nie. Mense voel of hulle nie 'n purpose, 'n doel in God se koninkryk selfs het nie. Maar die Here wil vir jou en vir my sê vanoggend, elkeen van ons wat hier sit, het 'n doel. Ons het 'n doel, we've got a purpose here on earth. En daar was 'n dag gewees wat die Here ons geroep het om hom te volg. Ons het ons hart vir hom gegee. Om dus Jesus se disipel te word. Om sy kinders te word. Amen. En as ons sy disipels dan is dit ook vir ons bedoel om te sê ons is ook sy disipel. Maar u vra miskien, maar pastoor, wat bedoel jy dan nou? Ek vra vir jou dan die volgende. As jy dink dat jy's nie 'n disipel nie, glo jy dat die Bybel bestaan? Dat hierdie die waarheid is? Amen. Is jy 'n kind van God, Jesus Christus? Amen. Is jy 'n navolger van Jesus Christus? 'n disipel? Jy sit dan hier vanoggend, so jy's 'n navolger. As jou antwoord ja is, kom ons lees dan weer Handelinge 1. Maar kom ons maak dit persoonlik vanoggend. Ek sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor my kom. En ek sal die Here se getuie wees in Port Elizabeth, die Oos-Kaap, in Suid-Afrika en tot aan die uiterste van die aarde. So nie julle nie. Jy sê ek sal dit doen. Lukas 9, net om jou geheue te verfris.
En hy het sy 12 disippels saamgeroep en aan hulle gesag gegee oor al die duiwels en om siekes te genees. En hy het hulle uitgestuur om die koninkryk van God te verkondig en die siekes gesond te maak. So hierdie tekste, Handelinge en Lukas, bring dis die wat nou in vervulling. God wil jou en my gebruik. Maak nie saak wat jou beroep is nie. Die Here soek vanoggend 'n gewillige hart om op te staan. Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Die Here wil hê dat wanneer ons dit sing, moet ons dit sing om op te staan vir hom. So ons hoef nie meer te wonder wat nou nie. Net soos die disippels geweet het wat om te doen, so weet ek en jy vanoggend wat om te doen. Die disippels het gegaan en die evangelie verkondig. Hulle het siekes gesond gemaak en mense gedoop. Hulle het die Here se opdrag uitgeleef wat opgeteken is in Matteus 28 vers 19. So die tyd loop uit, broer en suster. Mense gaan verlore. Mense gryp na dinge daar buite om goed te voel oor hulle self. Mense is moedeloos, gaan sit langs die pad, gaan sit in hulle huise. Het geen uitkoms nie, voel nie meer werd vir iets nie. Hulle soek antwoorde. Prys die Here, ons het die antwoord. Jesus Christus is die antwoord. Mense het gebed nodig, maar ons bid nie vir hulle nie. Ons stap verby en sê, ons bid vir jou broer, en stap jy aan. En vanoggend sit hier miskien iemand wat net moedeloos voel. Raad op. Soek antwoorde. Wat ook gebed nodig het. Jesus het my en jou nodig om sy hande en sy voete en sy mond te wees hier op aarde. Nie die ou langs jou nie. Ek en jy. En ek glo dat die Here praat met jou vanoggend deur hierdie woord. Om jou net weer te laat besef wie jy is in Christus Jesus. Jy is meer as 'n oorwinnaar. Ek is tot alles in staat. Tot Jesus Christus. Jesus wat my die krag gee. Kom ons gaan vanoggend hier uit. Kom ons gaan hierdie week in, hierdie dag in, ons gaan maak 'n verskil. Daardie persoon by jou werk wat al so lank sukkel met migraines of met kopsere, wees die persoon wat opstaan en sê, kan ek vir jou bid? Of waar ook al jy mag jouself bevind, in Pick n Pay of Checkers. Staan op vir Jesus. Maak 'n verskil. Kom ons sluit ons oë. U is die koning van die konings en u is die Here van die leerskare. Here, daar is niemand soos u nie. U is ons God. U het opgestaan en u leef. En omdat u leef, kan ons uitkyk en ons kan uitsien na môre, Here. Ek wil bid vir man en vrou wat vanoggend hier sit, Here, wat moedeloos is, wat radeloos is, wat nie antwoord het nie, Here, dat u vanoggend deur hierdie woord by hulle sal stil staan. Hulle wat miskien voel, hulle het nie 'n doel. We don't have a purpose. I don't have a purpose here on earth, even in church. Here, wil ek vir u vra dat u deur hierdie woord met hulle sal spreek. Wees u die naprediker, Here. Dat u in hulle harte sal werk om te besef hoe lief u vir hulle was. U het vir hulle gesterf en is, Here, op die kruis van Golgotha. Here, u het opgestaan en 'n plek vir ons gaan voorberei, die ewige lewe, Here, sodat ons saam met u kan wees wanneer u kom, Here. Dat ons sal besef
as boeties en sissies vanoggend, het ons nodig, Here, om die verlore gaande wêreld te gaan red deur die genade. Gebruik ons, Here. Rus ons toe, Here. Help ons om betrokke te raak, Here Jesus. Om nie 'n volk te wees wat ten gronde gaan weens 'n gebrek aan kennis nie, maar dat ons alles sal doen in ons vermoë, Here, om betrokke te raak in 'n bediening, Here, dat ons kan groei en 'n verskil kan maak aan die wêreld daar buite. In Port Elizabeth, in die Oos-Kaap, in Suid-Afrika, Here, tot eer en verheerliking van u kosbare naam. Daarom bid ek lewe, Here. Ek spreek lewe oor elkeen wat siek voel vanoggend. Ek bid vanmôre, my God, elkeen wat miskien 'n probleem in die gesig staar vanoggend, wees u die oplosser, Here. Kom my God en bring 'n deurbraak vanoggend, Here, oor daai situasie. Maak u die storm stil vanoggend, Here, dat hulle u sal sien, soos 'n Sadrag, Mesach en Abednego in die vuuroond, Here, dat hulle sal weet, u is met hulle. U is saam met hulle. En dankie vir die uitkoms. Ons wil u loof, ons wil u prys. Ons gee u die lof en die eer en aanbidding, Here. Is ons gebed in Jesus naam. Die volk van Here sê amen. Amen en amen. He walked the streets to Calvary, the rugged cross he bore. The crowd stood by and watched this man. They heard him preach before. I know I'll never be worthy, such love I'll never find. When he was on the cross, I was on his mind. He knew me, yet he loved me. He whose glory made the heaven shine, so unworthy of such mercy. When he was on the cross, I was on his mind. The look of love was on his face, the thorns on his head, the blood that stained his scarlet robe, stained it crimson red. And so he died for all the crowd that day, yet he looked ahead in time when he was on the cross. I was on his mind.